'n baie mooi gedeelte wat Salomo geskryf het. Hy skryf: O God, gee u beslissings aan die koning, u geregtigheid aan die seun van die koning. Mag hy u volk met geregtigheid oordeel, die magteloses met billikheid. Mag die berge vrede bring vir die volk en die heuwels geregtigheid. Hy sal die magteloses van die volk se regte handhaaf, en die kinders van behoeftiges verlos, maar onderdrukkers verpletter. Hulle sal vir u ontzag hê, solank die son en die maan nog daar is, vir geslagte lank. Mag die koning wees soos reën wat neerdal op 'n gesnyde grasveld, soos reënbuie wat die aarde deurweek. In sy tyd sal regverdiges floreer, daar sal vrede in oorvloed wees, tot die maan nie meer daar is nie. En dan van vers 18 af: Die Here God, die God van Israel, moet geprys word. Hy wat wonders doen, net hy alleen. Sy luisterryke naam moet vir ewig geprys word. Mag sy heerlikheid die hele aarde vul. Amen. Amen. Pragtige woorde, is dit nie? En dit is juis hierdie God waarna ons smag. Die enigste God. En jy moet nou besef, hy is hier. Hy is hier. En hy wil ons lei. Hy wil ons sy vrede gee. Hy wil dat ons in sy teenwoordigheid rus vind. Hier waar ons nou bymekaar is 'n heilige en 'n gewyde oomblik. Dit is 'n tyd wanneer ons dink aan wat kom, met Kersfees wat voorlê, en ons onthou hoe Johannes dit beskryf het, dat die lig na die wêreld toe gekom het. En hierdie lig skyn in en deur ons. En in die wêreld vandag is alles so besig. Ek het net eintlik vir hom Des nogal gesê, die enigste manier wat jy weer stoele hier gaan indra, en in al die gemeentes stoele gaan indra, omdat hier soveel mense is, dat dit net weer wonderlik is om te sien hoe die mense na die berg van die Here toe stroom, is wanneer alles toe is op 'n Sondag. Wanneer daar nie meer winkels oop is nie, en wanneer daar nie malls oop is nie, wanneer niemand kan gaan inkopies doen nie, en dan is daar natuurlik 'n paar ander dinge, maar ons weet dit gaan nie gebeur nie. En daarom smag ons na hierdie God wat ons van lees. Die God wat vrede bring, die God wat rus bring, want alles bly gejaag. Daar waar jy nou is, besef dat jy nou maar kan rustig wees. Want jy is in die teenwoordigheid van die almagtige God wat hemel en aarde geskape het. En terwyl ons so sit, gaan ons saam met Dawid se woorde van Psalm 23, van ons ook sê, ons soek U, o God, my God, ons smag na U. Terwyl ons so sit, dan sing ons saam Psalm 22. Nou wil ek gou vir julle kinders vra, julle moet nou eers wag met die skyfie, hoor. Waar is die ander kinders? Toe maar, ek het nou al geleer, vandag werk al die kinders saam, so dis al die kinders onder 100. Al die kinders onder 100, julle is nou deel hiervan. Ek wil gou by julle hoor, hou julle daarvan? Hou julle daarvan as dinge woes is? As daar 'n klomp geraas is, as dinge de mekaar is, en as jy nie eers kan hoor wat mamma of pappa vir julle wil sê nie, hou julle daarvan? Hoekom is julle kamers de mekaar? Toe maar, nee, ek speel sommer net. Maar ek weet sommer, dit gebeur met kinders, nê. Nou, die Bybel sê dat die wêreld voor Jesus is soos 'n groot lawaai. Alles raas en dinge is net nie reg nie.
Dinge is net nie reg nie. En al die goed wat ek nou ook genoem het, nê, winkels bly oop en almal hou aan werk en hulle moet gaan inkopies doen en hulle moet die en hulle moet daai en Kersfees kom en ons probeer om alles reg te kry. Wie van julle het al die boom opgemaak? Het julle boom? Nee. Okay. Maar alles maak ons moeg. Wie van julle is moeg? Is julle nie moeg nie? En as julle nou môre moet terug gaan skool toe? Nee. Hy is baie moeg. Hy is skielik baie moeg. Ja. Maar daar's oral 'n bekleierery en dit is onverstaanbare goeters wat aangaan. Nou, die gedeelte wat ons nou gaan lees, dan kom Johannes die Doper en hy sê eintlik vir die mense, man, breek hierdie geraas. Stop dit. Hy sê want daar kom die dood van Isaai. Wat beteken dit? Wie was Isaai? Weet julle? Dit was Dawid se pa. Nee. En Jesus is uit die geslag van Dawid gebore. Hy sê hy kom, hierdie koning kom en hy kom om al hierdie goeders reg te maak. Hy kom om orde te skep. Is dit lekker as jy in 'n kamer inloop wat aan die kant is en jy weet waar's alles? Ek het nogal nou vir iemand gesê met my verlof, die laaste paar dae van my verlof gaan ek klaar trek. Regtig, want daar staan nog bokse in die pastorie. Goed wat nog nie uitgepak is nie. Gisteraand het ons vir 20 minute lank gesoek vir iets, kon dit nie kry nie. Dis nie lekker as daar nie orde is nie. Maar Jesus kom en hy kom maak dit vir ons beter. Nou sê gou vir my, wat is die mooiste geluid in die wêreld vir julle? Wat sou julle sê? Hulle weet nie. Ander kinders onder 100, wat is die mooiste geluid in die wêreld vir julle? Sê weer? Stilte. Dit is nogal, nê? Ek het gewag dat iemand dit sê, want as soos jy ouer word, is die mooiste geluid in die wêreld stilte. Nee, dit is baie keer nogal lekker. Dit is nie 'n geluid nie, dis die afwesigheid daarvan, maar dit is lekker. Nou, ek wil nou hê ons moet nou eers so 'n bietjie, ons gaan kyk hoe die koning vir ons rus skep. So almal gaan nou help. Ons gaan eers gou-gou 'n bietjie chaos skep. Is dit reg met almal? Chaos in die kerk. OK. Nou daarso is wat julle vir my kan sê of skree. Een van daai of almal van hulle. Ek gaan vir julle wys wanneer julle kan stop en almal kan saam, ek gaan aftel en dan kan jy of jy kan skree jy's moeg of jy wil speel of is onregverdig of hou op of wie dink jy is jy of enige iets wat nie vriendelik is nie. En julle moet dit vir my saam skree, laat ons bietjie behoorlik chaos skep hierso in hierdie gebou. Is julle reg? Is julle reg? Ons gaan nou skree, nee, ons gaan een van daai goed skree. Of iets wat jy self wil skree. Is julle reg? 1 2 3. Alrite. Ja. Ek kon nie eens hoor wat julle skree nie, so die mekaar is dit. Dis nie lekker nie, nê? Ja, maak mense 'n bietjie half verboureerd, nê? Raak 'n bietjie die mekaar. Wat nou? Wat nou? Maar nou gaan ons dit verander met dit wat Jesus vir ons gebring het. So nou gaan jy een woord herhaal. En jy gaan opstaan en jy gaan dit vir die mense om jou herhaal. En jy gaan dit rustig doen en julle gaan dit hier vir mekaar ook sê. En dit is die woord vrede. Kyk. So ek gaan weer tel tot 3. En dan kan almal opstaan en vir mekaar vrede toewens. So, ons tel tot 3 en dan sê ons net vir mekaar 1 2 3. Vrede. 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 Vrede vir julle almal.
van God die Vader en Jesus Christus die Seun, deur die werk van God die Heilige Gees. En is dit nie baie beter as daar rustigheid is nie en vrede is nie? En so moet ons weet, die Here het gekom om juis vir ons sy vrede te bring en dit is wat ons vier in hierdie tyd. OK. Julle kan nou maar weer gaan sit en almal kan net so bly staan en dan gaan ons net weer bevestig dat hierdie God is die God wat geprys moet word. Daai verse wat Salomo daar geskryf het vir ons, moet nou weer klink. Hy sê die Here God moet geprys word. Hy wat wonders doen, net hy alleen. So terwyl ons so staan, kom ons loof en prys ons Here. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, U alleen verdien die lof en die eer en die heerlikheid. Here Jesus, soos wat ons gesing het, is ons so dankbaar dat U gekom het. Ons is so dankbaar vir alles wat U kom doen het, wat ons glad nie verdien het nie. Here, U liefde is onbeskryflik groot. U genade vir ons oneindig. Waar ons hier in U teenwoordigheid is, Here, skenk aan ons U vrede. Mag ons rustig wees. Mag ons beleef hoe U met ons werk, hoe U in ons harte met ons praat en hoe U net by ons is. Ja, Here, ons het soveel mense wat deur moeilike tye gaan. Mense wat baie keer wonder, hoe gaan ons môre die dag kan begin? Mense wat sukkel met gesondheid. Mense wat aansterk na operasies. Mense wie se moed gebreek is deur omstandighede, deur mense en sommer maar net dinge wat gebeur. Here, wil U ons net kom verseker van U nabyheid, dat U regeer, dat U koning is en dat U in beheer is. Ja, Here, in hierdie tyd wat ons voorberei vir U koms, vir die eerste keer wat U gekom het, word ons harte gevul met vreugde, maar partykeer is ons nog steeds moeg. Mag ons weer soos kinders opgewonde raak dat die koning kom. Want U het gekom om vrede te bring waar daar chaos is. En daarom kan ons U loof en prys. Here, seën nou ons saam wees. Mag ons U woord hoor, en mag ons dit bewaar en mag ons dit leef. Ook oral waar U woord verkondig word, Here, mag dit suiwer verkondig word en mag mense ag gee op wat geleer word, sodat U uiteindelik verheerlik word. Amen. Ek wil vir ons die opsomming van die wet lees in Lukas 10 vers 25 tot 28. En kyk, 'n sekere wetskenner het opgestaan om Jesus te toets en hom gevra: "Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf?" Jesus sê toe vir hom: "Wat staan in die wet geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy het geantwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." "Jy het reg geantwoord," het Jesus vir hom gesê. "Doen dit en jy sal leef." Eenvoudig, is dit nie? Hoe doen ons dit? As Jesus sê liefde, hoe doen ons dit? En dit was nog nooit 'n geheim gewees nie. Mense oorkompliseer dinge so maklik. In Psalm 72, die verse wat ons oorgeslaan het, skryf Salomo oor een manier om hierdie wet van liefde te gehoorsaam. Dit is hoe die koning en ons almal moet wees.
daarvan vers 12 af sê hy sal behoeftiges wat om hulp roep uitred. Ook magteloses en mense wat nie helpers het nie. Hy sal deernis hê met hulpeloses en behoeftiges. Die lewens van behoeftiges sal hy bevry. Van onderdrukking en geweld sal hy hulle lewe vrykoop. Hulle bloed sal kosbaar wees in sy oë. Is dit wat ons doen? Het ons hierdie einste liefde vir ander mense? Selfs die mense waarvan ons nie hou nie. Of vir die mense wat ons dink dit nie verdien nie. Kom ons wees anders hierdie feestyd. Kom ons reik uit na iemand anders, ek het dit verlede week ook gesê. Dalk is dit 'n familielid waarmee jy baie lanklaas gepraat het, of dalk nie meer wil praat nie. Dalk 'n vreemdeling, dalk 'n buurman of 'n buurvrou. Mag God se liefde in ons harte regeer, sodat ons sy wet sal gehoorsaam. Geliefdes, die Advent wag gaan voort. Ek wil eers vir julle dat ons net kyk na hierdie agtergrondprentjie. Want ons sien die loot wat hier groei uit hierdie stam uit. Ons sien die loot en ons dink dadelik lewe, nuwe lewe, 'n nuwe begin, 'n vars begin. Kom ons vergeet nou eers van wat agter is. En dan in die agtergrond sien ons daarso die krib. Ons sien die adventtoneel, die Kerstoneel afspeel daarso. Die koning in die krib en ons sien uit daarna. Ons verwag dit. Ons word weer so 'n bietjie met opgewondenheid vervul. Maar baie van ons voel meer soos hierdie stomp wat afgekap is. En hoekom is dit? Want hierdie tyd van die jaar is baie van ons moeg. Fisies uitgeput, emosioneel leeg, geestelik verslete. Die gedagte aan voorbereiding vir die feestyd voel nie soos vreugde nie. Dit voel maar net soos nog 'n las wat op swaar en moeë skouers gelaai word. En wanneer ons in hierdie moegheid hoor dat Johannes die Doper daar in die wildernis uitroep en skree vir die mense, bekeer julle, dan klink dit dalk net soos nog 'n veeleisende stem wat vir jou kom sê, maar jy is nie goed genoeg nie. Maar die boodskap van Johannes is die aanleiding tot die grootste gebeurtenis wat hierdie wêreld nog ooit gesien het. Die grootste hoop wat hierdie wêreld nog ooit beleef het. Sy oproep tot bekering is nie om ons te oorweldig nie, maar om die ou moeisame leefwyse te breek, sodat ons kan plek maak vir die koning wat rus vir ons bring. Johannes se werk is om die wildernis van ons harte voor te berei vir die lood van vrede wat kom. Dan gaan ons lees Matteus 3 verse 1 tot 12. In daardie tyd het Johannes die Doper in die openbaar begin optree en in die woestyn van Judea verkondig: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is op hande. Hy was immers die een van wie die profeet Jesaja gepraat het toe hy gesê het: 'n stem van iemand wat roep in die woestyn: Maak die pad van die Here gereed, maak sy paaie reguit. Hierdie Johannes het 'n kleed van kameelhaar gedra, met 'n leergordel om sy heupe, en sy kos was sprinkane en wilde heuning. In die tyd het daar inwoners van Jerusalem, die hele Judea en die hele Jordaan omgewing na hom gegaan, en hulle is deur hom in die Jordaanrivier gedoop, terwyl hulle sondes bely het. Maar toe hy sien dat baie van die Fariseërs en Sadduseërs kom na waar hy gedoop het, het hy vir hulle gesê: Addergeslag, wie het julle wys gemaak dat julle aan die dreigende oordeel kan ontkom? Dra liewer vrugte wat by die bekering pas. En moenie eers oorweeg om by julleself te sê: Ons het Abraham as voorvader nie.
Want ek sê vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die byl lê reeds teen die wortel van die boom. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water met die oog op bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, en ek is nie eers werd om sy sandale vir hom te dra nie, vir hom aan te dra nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Sy hooivurk is in sy hand. Hy sal sy dorsvloer deeglik skoonmaak en sy koring in die skuur versamel, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. Mense, Johannes se boodskap is baie radikaal, omdat dit die wortel van ons moegheid kom bloot lê. Selfgenoegsaamheid en verkeerde vertroue. Hy val die godsdienstige mense van sy tyd aan wat gedink het hulle afkoms of hulle rituele sal hulle red. Hy sê vir hulle, moenie by julleself dink, ons het Abraham as voorvader nie. Ons geestelike moegheid kom dikwels omdat ons probeer om onsself te regverdig met ons goeie werke, ons eie vroomheid of ons eie status. Ons dra die las van 'n lewe wat probeer om God te beïndruk. Johannes sê as te ware vir die mense van sy tyd en vir ons dat gereelde kerkbywoning, 'n magdom gebede of die trots van 'n goeie Christen wees in jou gesin of in jou gemeenskap gaan jou nie red nie. Johannes waarsku dat hierdie uiterlike godsdienstigheid leeg kan wees as dit nie jou hart verander nie. Net omdat jy deel van 'n geloofstradisie is, beteken dit nie dat jou lewe vrugte van liefde, diens en opregtheid toon nie. God kan selfs van klippe kinders verwek, sê hy. Skerp herinnering dat die bron van ons lewe nie in menslike afstamming of prestasies lê nie, maar in God se genade. Toe ek vanoggend weer deur hierdie boodskap gaan, toe dink ek nog of myself, "Sjoe, ek wonder of ek my gelofte dag diens ook so 'n bietjie moet aanpas." As mense so luister na al hierdie dinge, nê. Maar goed, Johannes sê al hierdie dinge wat jy dink jy is besig om God mee te beïndruk, breek dit af. Die byl lê teen die wortel. Kap dit af. Bekering is nie om meer te doen nie, maar om die selfgesentreerde las af te lê. Die vrugte wat by bekering pas, is die erkenning om te sê ek kan dit nie doen nie. My krag is uitgeput. Dis die oomblik van oorgawe wat jou toelaat om die vreugdevolle ligte heerskappy van die koning te omhels. Wat is die hoop waarvoor ons die las van selfregverdiging aflê? Is die koms van die koning wat absoluut perfek sal regeer. En daarvan lees ons in Jesaja 11 vers 1 tot 10. Jesaja skryf daar: Maar 'n takkie sal spruit uit die stomp van Isaai, en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus, die gees van wysheid en insig, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en ontzag vir die Here. Hy sal genot put uit ontzag vir die Here. Hy sal nie 'n beslissing vel volgens wat sy oë sien nie, en nie teregwys volgens wat sy ore hoor nie. Hy sal regverdig beslis oor die armes en die magteloses van die land billik teregwys. Hy sal die land slaan met die stok van sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak. Geregtigheid sal 'n gordel om sy middel wees en betroubaarheid 'n gordel om sy heupe. 'n Wolf sal by 'n lam vertoef en 'n luiperd sal by 'n boklam gaan lê. 'n Kalf, 'n jong leeu en vetgemaakte vee bymekaar. 'n Klein seentjie sal hulle lei. 'n Koei en 'n beerwyfie sal saam wei en hulle kleintjies sal saam gaan lê. 'n Leeu sal soos 'n bees gras eet
'n suigeling sal speel by die gat van 'n horingslang, en 'n kleuter sal sy hand uitsteek na die nes van 'n kobra. Mense sal nie kwaad doen of hulle wangedra nie, nêrens op my heilige berg nie, want die land sal vol wees van die kennis van die Here, soos die water die see bedek. Op daardie dag sal die wortel van Isaai as banier vir die volke bly staan. Die nasie sal daarna vra, en sy rusplek sal luisterryk wees. Kan julle glo? 2700 jaar nadat hierdie geskryf is dit nog steeds een van die mooiste gedeeltes wat ons het. Ek weet nie van julle nie, maar as ek dit hoor, dan kom daai eerste lied wat ons gesing het van Psalm 63, dan kom dit maar weer in my gedagtes. Dan hinker ek my siel na hierdie plek wat so vreedsaam is. 'n Tyd en 'n plek waar daar vrede is en niks of niemand is vyandig gesind teenoor niks of niemand anders nie. Hemel, dis die woord. Hemel. Hemel op aarde. Dit is die plek wat die Here beskryf deur Jesaja. Ag, hoe wens ek soms dat ons nou al daar was, né? Dat ons nou al daar kan wees. Dat alles sal reg wees. Dat die Here se vrede oor alles en almal sal regeer. Maar dan kom ons maar terug aarde toe, né? Dis iets wat 2700 jaar gelede geskryf is. Heel moontlik nou maar vir die volk in ballingskap om hulle so 'n bietjie te paai. Klink meer soos 'n utopiese realiteit. Nee, ek weier om dit te glo. Ek weier om te dink soos die wêreld. Want ek weet Jesus het verseker gekom. Ek weet dat hy regeer en ek weet dat hy weer kom. Ek weier om te glo dat dit sommer maar net iets is wat neergeskryf was. Jesaja 11 het beloof dat die loot uit die wortel van Isaia sal spruit. Daar was beloof dat hierdie Messias unieke gawes sal dra: wysheid, insig, raad, sterkte, kennis en ontzag vir die Vader. En ek weet hy het gekom en ek weet dat hy al hierdie eienskappe besit en ek weet dit want hy leef. As ek weier om te glo dat hierdie beloftes waar geword het, sal ek nooit wakker word uit hierdie geestelike moegheid en geestelike slaap wat ons verlede week van gepraat het nie. Jesus het al hierdie eienskappe wat ons moegheid veroorsaak wanneer ons probeer om self so te wees. Hoor julle wat ek sê? As ons self probeer om die wysheid te wees, as ons ons eie insig vertrou, as ons eie raad of ons eie krag of kennis, al hierdie dinge, as ons net ontzag het vir onsself en vir niks of niemand anders nie, dan maak ons onsself onnodig moeg. Maar wanneer ons saam met Jesus lewe, wanneer hy regeer, dan besef ons, hy reguleer die chaos. Hy sal regeer in geregtigheid en hy sal onpartydig wees. Die koning sal die armes verlos. Die koning sal alles wees wat ons nie kan wees nie. En hy bring vir ons kosmiese vrede. Die resultaat is 'n skokkende visie van rus. 'n Wolf wat by 'n lam vertoef. 'n Luiperd by 'n boklam wat lê. Kalf, 'n jong leeu en vetgemaakte vee bymekaar. Dis die einde van spanning. Dis die einde van vyandskap. Dis die einde van vrees. Dis kosmiese rus. En die koning het vir ons beswil gekom. Sy heerskappy is nie 'n swaar juk nie, maar die rus en vrede waarna ons geestelike moe siele tog so smag. Ons advent uitkyk verander van 'n pynlike wag
na kinderlike opgewondenheid vir die koninkryk van rus wat reeds begin het. Hoe volhard ons dan nou in hierdie hoop? Selfs wanneer ons moeg is. Ek meen ons staar immers nog steeds na die werklikheid van wolwe en lammers wat nie by mekaar gaan lê nie. Die werklikheid is nou daar in hierdie tyd waarin ons lewe. Moet jy nie eers dink jy bring wolwe en lammers by mekaar nie. Daar is nie vreedsaamheid nie. Daar is nie rustigheid nie. Maar Romeine 15 sê vir ons in vers 4. Alles wat vroeër opgeteken is tog vir ons tot lering opgeteken sodat ons hoop kan hê deur die volharding en die bemoediging wat ons uit die skrif ontvang. Wat sê dit? Dit sê mense die Bybel. Hierdie Bybel. Maar nie net hierdie een nie. Jou Bybel. Wat jy op jou foon het, wat jy by die huis het. Die Bybel is waar. Jy moet jou Bybel ken. Dis wat Paulus hierso vir die mense sê. Hy sê, sukkel jy om so 'n bietjie rustigheid te kry? Sukkel jy om te sien waar is die lig aan die einde van die tonnel? Sukkel jy om net 'n bietjie vrede te beleef in al hierdie chaos? Hy sê, gaan na die woord toe. Gaan hoor wat die Here vir jou sê. Ken jou Bybel. Die skrif is ons bemoediging. Wanneer ons geestelik uitgeput is, moet ons onsself anker in die woord. Die skrif is nie net nog 'n plig vir 'n Christen nie. Dit is die stem van bemoediging wat vir ons sê die loot van vrede het gekom en hy sal sy belofte van rus voltooi in jou. En Paulus sê dan ook verder, hoop is 'n krag. Hy sluit af amper aan die einde van die hoofstuk in vers 13 dan sê hy sy wens vir die mense. Hy sê mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees. Ek dink baie van ons het dit al beleef. Daai oomblik wanneer jy so moeg is, wanneer jy nie weet wat om te doen nie, jy weet nie meer wat se kant toe nie, dan kom die Heilige Gees. En hy kom hits jou nie aan om meer werk te doen nie, maar hy kom vul jou met rustigheid. En hierdie hoop is nie net iets wat sentimenteel is nie, dis 'n krag wat jou in staat stel om te volhard met 'n ligte hart. Terwyl jy reeds die vrede van die komende koning smaak in jou lewe. Nou geliefdes, die doel van hierdie advent is om die las af te lê en die koning se beswil vir jou lewe te aanvaar. En wat is die koning se wil? Sy beswil vir jou? Rus en hoop. Johannes se byl breek die ou moeisame wortel van selfgenoegsaamheid. Die loot van Isaai se koms is die rede vir ons kinderlike opgewondenheid. So laat jou hart hierdie week gevul word met die oorvloedige hoop van die Gees. Kyk met nuwe oë na die krib, wetende dat die koning vir jou beswil gekom het en leef nou reeds in die vrede van sy heerskappy. En wanneer ons al hierdie dinge hoor en ons rig ons harte op die koning, dan moet ons bely dat ons nie altyd volgens Jesus se wet van liefde leef nie. Ons moet bely dat ons soms, dalk baie dikwels, meer bemoei is met ons eie wil en wat ons dink is goed vir onsself. Ons fokus op aardse dinge en aardse rus. Ons fokus op hierdie herorganisering van chaos. En dit alles terwyl die prins van vrede elke dag sy hand so uitsteek
sodat ons net in hom kan rus vind. En dan besef ons ook weer, die Here moet geprys word. Hy wat wonders doen, net hy alleen. Sy luisterryke naam moet vir ewig geprys word. Mag sy heerlikheid die hele aarde vul. En daarom moet ons ook weer ons geloof in hom bely. En jy kan net so sit en in die hart saam met my die volgende bely. Ek het die geloofsbelydenis vir ons so 'n bietjie aangepas by hierdie teksgedeeltes van vandag. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat uit die wortel van Isaai gespruit het, wat verwek is deur die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, sterf het en begrawe is, en wat die prys betaal het vir ons selfgenoegsaamheid, wat neergedaal het na die hel, op die derde dag opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar hy nou regeer met wysheid en geregtigheid, vanwaar hy sal kom om te oordeel, nie volgens die uiterlike skyn nie, maar om regverdig uitspraak te lewer. Want hy verlos die behoeftige wat roep om hulp en die ellendige en diegene wat geen helper het nie. Hy sal hulle siele vrykoop van verdrukking en geweld. Ek glo in die Heilige Gees, die krag wat ons vul met oorvloedige hoop. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, wat eendragtig God loof. Ek glo in die vergifnis van sondes, wat ons toelaat om die vrugte van bekering te dra. Ek glo in die opstanding van die vlees en aan die ryk van vrede, waar die wolf by die lam sal wy, en aan 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. God van hoop en vrede, ons dankie dat U stem in die wildernis van ons moegheid stuur om ons te roep tot ware voorbereiding. Ons erken dat ons soos die Fariseërs en Sadduseërs dikwels probeer om onsself te regverdig, wat ons net verder uitput. Ons bely dat ons die las van selfgenoegsaamheid gedra het. Vader, ons vra dat U deur die krag van die Heilige Gees die byl teen die wortel van ons ou, moeisame lewenswyse sal lê. Help ons om die vrugte te dra wat by bekering pas: hoop, rus en oorgawe. Vervul ons, soos U beloof het, met alle blydskap en vrede deur die geloof, sodat ons mag oorvloedig wees in die hoop. Laat ons nie die koms van U regverdige loot as nog 'n pluk sien nie, maar as die grootste seën. Mag ons hierdie week met kinderlike opgewondenheid uitsien na Kersfees, wetende dat die koning gekom het vir ons beswil, om die kosmiese rus in ons harte te vestig. Lei ons in U geregtigheid en rus. Amen. Mense, laat die liefde van Kersfees jou weer lei. Mag jy gewys word waar jy 'n verskil kan maak in die wêreld. Ons gaan afsluit met 'n lied wat ek seker is nuut is vir amper almal hierso. Dit is 'n wonderlike mooi lied. Hy het twee name, Suiderkruis of Karoo Kerslied, en dan ek dink hy nog 'n ander naam. Maar dit is 'n pragtige lied. So kom ons staan en dan gaan ons afsluit met, dit is Vlam 453, die Karoo Kerslied. Gaan nou in vrede as mense wat die las afgelê het en die ware rus gevind het. Mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof. Die loot van Isaai, Jesus Christus, sal u geduld en u bemoediging wees en u dra met sy geregtige heerskappy. Gaan en leef reeds in die sekerheid van die vrede waar die wolf by die lam vertoef. Van die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees
sal met u wees.